good. And all the time, God is good. Amen. Soos Here vir jou baie goed is, waai geld toe hande net soos Here vir jou goed is. Amen. Ten spyte van die petrolprys, halleluja. Die Here bly vir ons goed. Amen. God is in control. Nee, is dit nie so nie, God is in beheer. Wie is dankbaar vanaand dat God in beheer is? Ons al lyk dit chaos rondom ons, God is nog steeds in beheer en die koning van die konings. Halleluja. So vandag die woord wat ek met u wil dien of bedien vanaand is op my hart. Mense het seker gewonder waar is my vroutjie vandag en waar beweeg sy rond. Amen. Ek het 'n goeie prys vir haar bier gekry en toe het ons die transaksie vir olie. Nee, ek joke. Ja, sy is net so 'n bietjie daar in Klerksdorp, sy is hierdie week weer terug by my en betyds vir Paasfees en sy moes 'n bietjie ouma gaan help wees het en sovoorts daar in Klerksdorp en maar sy is weer saam met ons terug en moenie vir sê ek verlang maar so baie nie. Amen. Dis ons geheim vanaand. Okay. So jy weet ek wil die woord bedien vanaand wat op my hart is in die week al die hele week terwyl ek stil raak vir die Here en is daar 'n gedeelte in die woord wat so van toepassing is. En vandag is Palm Sondag. En Palm Sondag is 'n belangrike datum op die kalender van 'n kind van God. Dis 'n gebeurte in die geskiedenis en dis die begin van 'n heilige week ook, soos wat dit maar bekend staan. Die oploop na waar Paasfees is en amen. Ek glo nog in Paasfees. Amen. En die gebeurtenis rondom dit. Amen. En dit wat daar gebeur het vir ons. En dit wat by Paasnaweek gebeur het die wêreld kom verander. Alles is verander as gevolg van Paasfees. Amen. So ek is so vanoggend toe Dok Raymond met ons preek bedien en woord bedien Dok Ray, wil ek wil jou so stop en net vir jou sê moenie daar gaan nie want ek wil vanaand daartoe gaan. Jy weet ek het so op die borderline gehardloop. So vanaand gedink ek ons woord gaan so 'n bietjie mekaar in vleg, maar dit is so beautiful as ek daaroor dink hoe die Heilige Gees die woord in ons harte wil kom wakker maak. Amen. En dit is net kosbaar toe ons in Lukas 24 behandel het en hoe die skrifte vir ons uitgelê is rondom Lukas 24, weer die in boeke van Moses en die profete soos ons vanoggend gehoor het. Amen. Dan kan dit nie anders om te weet dat die God se woord die waarheid nie. Amen. God's word is die waarheid. Maar hierdie dag is belangrik en op die agenda of op die kalender van 'n kind van God, want die agenda is vas. Die saak is op die tafel voor die grondlegging van die aarde af en die oorwinning wat daar vir ons is en dit wat vir ons kom. Hierdie week wat kom is so belangrik as jy daaroor gaan kyk in ons Bybels dat Matteus, Markus en Lukas dat omtrent 25% of 1/3 van die boek behandel hulle oor die laaste week van Jesus Christus. Johannes is amper meer as 1/3 wat by Johannes wat hy dit behandel oor die laaste week van Jesus Christus. So dit is vir my belangrik. So as jy jou woord saam het, kom ons gaan blaai na Matteus 21 toe. Gaan ons daar so saam lees. Matteus 21 vers 1 tot vers 11 gaan ons saam lees. As ook Johannes, die boek van Johannes. Ons gaan na Johannes toe, die 12de hoofstuk vers 12 gaan ons saam lees. So 2 gedeeltes wil ek op konsentreer. Dit is so 'n belangrike gedeelte dat al 4 evangelies het hierdie gedeelte aangeteken. Al 4 evangelies het oor geskryf en ek wens ek het vanaand genoeg tyd gehad om by al 4 van hierdie evangelies stil te kon staan om dit te kon behandel saam met u. Maar ek wil twee disippels uitlig vanaand en dit is Matteus en Johannes. Soos jy daar die gedeelte in die woord het, kom ons lees saam wat het gebeur en Matteus 21 vers 1 tot 11. Kom ons lees. En toe hy naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle: "Gaan na daardie dorp reg voor julle en dadelik as julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en 'n vul by haar, maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig. En dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion: kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig." Merk hy woord sagmoedig. "En hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier." En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit.
En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en 'n ander het takke van bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: Wie is hierdie man? En die skare sê: Wow, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Kosbaar gedeelte wat Matteus vir ons gee. Vir my so mooi as ek daaroor dink hoe Matteus dit beskryf en hoe daardie dag moes wees, dat 'n hele stad in opskudding was oor een man. Ek love het wat hier gebeur het, wat hierdie een man uitroep in die skare en hy sê: Wie is hierdie man? Wie is hy? En hulle antwoord hom, die skare antwoord, maar dat dit is Jesus, die seun van Nasaret in Galilea. Ek wil hê ons moet gaan na Johannes toe, die boek van Johannes, die 12de hoofstuk, vers 12 tot 19, gaan ons saam lees daar in Johannes, hoe Johannes hierdie gedeelte beleef en hoe hy dit vir ons neergepen het. Johannes 12 vers 12 tot 19 sê, en elke gedeelte in al die evangelies is dit gemerk, die optog in Jerusalem. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is: Moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom en hy sit op die vel van 'n esel. Dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, luister, dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, dit is veel later, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was, en dat hulle dit aan hom gedoen het. En die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep, en hom uit die dode opgewek het daarvan getuig. Daarop het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het, dat hy hierdie teken gedoen het. En die Fariseërs het vir mekaar gesê: Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan, wat Jesus is. Die hele wêreld loop agter Jesus aan. Iets wat vir my besonder was is, in hierdie hele gedeelte, en ek wil nie preke oor maak nie, maar daar was 'n donkie. Daar was 'n donkie wat in 'n ander dorp was. En dit was vir my so mooi toe ek hieroor dink. Is dit nie 'n beautiful dier nie? Okay, dis 'n preek vir 'n ander dag. Maar hier is vir iets kosbaars rondom hierdie donkie. Toe Jesus vir sy disippels sê, terwyl hulle voordat hulle in Jerusalem ingegaan het, toe sê Jesus die volgende, hy sê: Gaan na die dorp daar voor julle. Daar sal julle 'n donkie kry en haar vulletjie, wat daar vasgemaak staan, en julle moet nou die volgende doen. Gaan daarheen, maak hulle los en bring hulle na my. En as iemand iets sê, moet julle vir hulle sê: Maar die Here het hulle nodig. God needs them. The Lord needs them. God het hulle nodig. En nou dink ek myself, sit gou vir jouself in hierdie prentjie. Hier kom hierdie disippels aan, en terwyl hulle by hierdie dorp kom, maak hulle hierdie donkies los. En dokter Lukas, wat Lukas geskryf het, sê die volgende: hy het dit al gemerk dat hierdie donkie, die mense het vir hulle gevra: Hey, wat maak julle met dit? Waartoe is julle op pad? En hulle sê: Maar die meester het hierdie donkie nodig. En hy het gesê: Dis reg, julle kan hierdie donkie kry. En hulle het met hierdie donkie, dit dink ek myself nou imagine, of wat in Suid-Afrika sou gewerk het. Hoe dit moes wees. Maar iets is besonders rondom hierdie ou donkie, wat in my hart was hierdie week. Is dit nie kosbaar om te dink, dat die Here ken die adres van 'n donkie in 'n ander dorp. Hy weet daar's 'n donkie wat vasgemaak is, hy ken tot die geskiedenis van hierdie donkie.
dat daar nog niemand op hierdie donkie gery het nie. Nobody touched it. Nog nooit was daar 'n donkie of iemand op hierdie donkie gery nie. En hy sê gaan haal daardie donkie. En dink ek is so kosbaar as die Here dan die adres en die plek van 'n donkie ken wat vasgemaak is. Hoeveel te meer, nie vir 'n kind van die Here wat soms verdwaal nie, dat hy weet presies waardeur ek gaan, hy weet presies van my, hy weet die struggles wat ek deurgaan, hy weet waar ek is in my lewe. As hy dit vir 2 donkies kon weet hy waar Quintus en Lewende Woord ook vanaand is. Hy weet waar ons is, hy ken ons, hy weet vir ons en ons struggles en dit wat ons deurgaan. Dit was gewees voor die grondlegging en ek hier is vir 'n kosbare woord. Sagaria 9 vers 9. Dok Ry het vanmôre dit so mooi aangehaal. Hy sê Sagaria 9 vers 9 is op die bord sê: "Verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem, kyk jou koning." Sê saam met my jou koning. Is hy nog jou koning? Halleluja. Jou koning kom na jou regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Nederig en hy ry op 'n esel, 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Beautiful skrif wat ons gaan nou 'n bietjie by dit stil staan verder. Maar ek dink dieper hier aan. Die woord van die Here leer vir ons in Efesiërs 1 vers 4. Soos u vanaand nog iemand is en sê, ek wonder, dink die Here nog aan my? Dink die Here nog aan my? Kan ek vir jou dit sê? Soms kom ons as pastore op so 'n plek om te wonder, dink God nog aan my? Wil ek jou herinner, dalk voel jy van ons as daai ou donkie iewers in 'n dorp en jy weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Maar Efesiërs 1 vers 4 sê die volgende: soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Soos hy ons uitverkies het. God het ons uitverkies voor die grondlegging van hierdie wêreld. En ek gaan 'n bietjie verder en ek gaan kyk bietjie na 'n studie. Dit was my so kosbaar. Ons kan die volgende slide gou gee. Ek het gaan Google hierso. Dit sê die volgende. En ek dink aan ek wat geskape is. Wat geskape is. Ons is almal uniek geskape. As ek reg as ek dit sê, kyk net na jou duimvingerafdruk. Ons is elkeen uniek geskape in die Here. En ek dink daaroor, Google leer vir ons en sê, but if you take all the blood vessels out of any average child and lay them out in one line, the line would stretch over 60,000 miles. An adult would be closer to 100,000 miles, 160,000 kilometer se wyn, se are loop in ons liggame. En toe ek daaroor dink, toe tref dit my hart so, wat Psalm skryf. Psalm sê vir ons so mooi, Psalm 139 vers 13, want u het my niere gevorm, my die moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. Hy sê vers 15, my gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. So God weet van my. Halleluja, God weet van jou. Hy weet alles van ons. Elke haar, dis makliker om my hare te tel, maar elke haar op ons hoof is getel. Hy weet van jou en my. Dis my iets in hierdie tydperk, wat hierdie week is, toe dink ek myself, die Here dink tog aan ons floors. Die Here dink tog aan ons. Hy weet van my, en hy weet van jou. Sê vir jou buurman net gou-gou, die Here weet van jou. God knows about you. God weet van jou. Jy is uniek gevorm, gemaak, geweef in God se moederskoot. Ek wil vanaand dit spreek en sê, God maak nie foute nie. God maak nie foute nie, man. Hy het my uniek gemaak. Ek het eendag ek was eendag met 'n sanger, 'n gospelsanger jare terug in die moeilikheid gewees. Toe ek was nog nie in die bediening nie. En hierdie persoon my gebel en omdat ek is 'n lang storie, maar toe bel hy my en hy trap my uit en hy sê vir my, ek sê, man, dit wat ek gedoen het was, ek gedink is 'n goeie sin vir humor, want toe was ek jonk en ek was bevriend met sy dogter en eintlik met sy dogter se man, ou Jaco, en ons het van hierdie klein polistireenballetjies, hy klein balletjies, hulle het getrou, en ons het gedink is baie funny om hy klein polistireenballetjies in hulle huis te gaan strooi, sakke vol. En hy bel my toe, hy is so kwaad toe hulle by die huis kom en hulle kry hierdie sports.
En hy bel my en hy sê, weet, wat dink ek gedoen? Ek sê, maar, ek dink dit was net 'n grap. Ek sê, ek bedoel die Here, weet ons kom ons lag, God se woord sê dit, maar ons is nog jonk man, ek was nooit getrou daai tyd nie. Hy sê vir my, dink jy God het gelag en hy het 'n sin vir humor? Ek sê, hy het my gemaak. Halleluja. So, en ek dink vir myself, God het ons uniek gemaak, elkeen van ons, dit is so nie. God made us unique. Iets het vir my getref toe ek dink aan Jesus wat op 'n donkie se rug ingery het. Die volgende prent gaan wys 'n perd. I never knew this. 'n Perd in die Romeinse tyd en in die oorlogtyd en in die middeleeuse tyd was baie belangrik, selfs nog vandag. Dat konings, dat die lengte van perde was gemeet gewees met handbreedte. Jy het so soveel, jou mense sal weet waarvan ek praat, hoe jy 'n perd kon meet met jou handbreedte om te sien hoe hoog jou perd is. Die konings, by die hoogste perd gehad, die grootste perd waarop was die koning se perde. Miskien bietjie laer was die mense onder die generaals in die weermag, dit was hulle perde gewees. En so was die perde se lengte, so as jy met 'n perd ingery het in 'n plek en jy's 'n koning, sal jy jou gesien het op jou perd aankom. And when I thought about this, dat Jesus kies nie net om die ma se rug te ry van die donkie nie, maar om op die filletjie se rug te ry, het hy op die laagste van die laagste manier in Jerusalem ingegaan, maar hy was steeds koning van die konings gewees vir ons almal. So dit maak nie saak hoe hulle die parades gehou het in daai tydperk vir die goewerneurs nie. Jesus het steeds op 'n donkie se rug vir ons kom, wys wat hy vir ons is en wie hy vir ons is. En hier kom hulle en hulle vra toe daarso, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Wie is Jesus? Wie is hy? Kan jy nou dink, wat so opskudding het in daai plek moes gemaak het, toe Jesus ingekom het en die skare skree. Ek dink die fariseërs was ongemaklik en die skrifgeleerdes, want die skare het in oproer gekom, en hulle vra die vraag, wie is hierdie man? Wie is hy? So kan ons vanoggend, dit wat vanoggend Dok so mooi dit getouch, maar ek wil net gou vinnig weer daarna kyk. Wie is hierdie man? Ek wil dit vanaand verklaar, dat Jesus Christus het 'n bonatuurlike bevrugting gehad deur die Heilige Gees. Maria althans. Jesus is gebore op 'n bonatuurlike manier. O Josef, shame, hy was so bekommerd, en die woord sê dat hy wou in die geheim van haar geskei het. Maar die Here het 'n engel gestuur om met Josef te praat, en hy het 'n mind change gehad, en hy moes vir Jesus help grootmaak het. Toe Jesus groot geword het en Maria swanger en Elisabeth, Dok het vanmôre so 'n bietjie getouch en gesê toe Elisabeth en Maria bymekaar gekom het, hierdie twee vrouens wat verwag het iets gebeur, dat toe hulle bymekaar kom en die babatjie hoor die stem van Maria, het daai babatjie op en af begin spring en Elisabeth kom agter, maar iets het in haar binneste gebeur, sit nie mooi nie, om te dink die woord sê, sy is gevul met die Heilige Gees, toe sy in die teenwoordigheid gekom het van wie hierdie baba Jesus was. Besonder se oomblik wat in Elisabeth se lewe gebeur het. En dit gebeur, en Jesus het groot geword, op 12-jarige ouderdom het hy in die tempel geleer. Wie kan onthou, hy is in Bethlehem gebore, en is dit nie kosbaar om te dink Bethlehem nie. Bethlehem wat beteken huis van brood. Dis waar hy gebore was, in Bethlehem in 'n stal, huis van brood. En dit is so profound om oor te dink, dat in die huis van brood, het die brood van die lewe geboorte gekry. Is dit nie beautiful nie? En dis daar ook in Bethlehem, waar hulle reken, dat die lammers gekry was vir die Paasfees. En was hy nie die perfekte lam, wat gebore was in Bethlehem, om vir ons te kom sterf nie? En daar kom 'n dag wat Jesus groot geword het, nadat hy in die tempel geleer het, en hy kom by 'n plek in Johannes, wat ook vanmôre gesê het van, wat so kameelhare gehad het, en hy het heuning geëet, en dis wie hy was, en op 'n dag kom hy, en hy sien vir Jesus raak, en hy sê, daar is die lam, wat die sonde van hierdie wêreld gaan wegneem, en hy sien hierdie man. En Jesus het, dus nou begin die storie eintlik van Jesus. En hulle het gerugte van Jesus versprei in hierdie tydperk. Klomp gerugte van Jesus het rondgeloop. As jy net gaan kyk wat die woord van die Here vir ons sê, Matteus 4:23. Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte, elke kwaal onder hulle genees.
Jesus het rondgegaan, vers 24 sê, en die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië. Die gerugte van Jesus. Kyk hoe hulle van hom gepraat, van Jesus gepraat. Kan ek gou nog 'n vers gee? Die NIV sê, news about him spread all over Syria. Markus skryf en sê, 1 vers 28 sê Markus, en die gerug aangaande hom is dadelik versprei in die hele omtrek van Galilea. Lukas 5:15, die gerug aangaande hom is nog meer versprei. Stories oor Jesus, en New King James sê, however, the report went around concerning him all the more. Hulle het van Jesus gepraat. Lukas 7:15 sê, en die dooie het regop gaan sit en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegee, en vrees het almal aangegryp, terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan, en God het sy volk besoek. En hierdie woorde aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek. Matteus 9 sê, en hulle oë het oopgegaan, en Jesus het hulle skerp aangespreek en sê, pas op, laat niemand dit te wete kom nie, maar hulle het heen gegaan en hom in daardie hele land bekend gemaak. Klomp dinge rondom Jesus is gesê. Jesus wat groot geword het, alles rondom Jesus was anders gewees. Hy het op 'n vroeë ouderdom in die tempel gesit, geleer, en alles het so opgebou tot by Jesus wat die lam van God geword het. En al die gerugte rondom Jesus, die wonderwerke wat hy gedoen het. En ek het oor hierdie gaan dink. Die mense vra daarso, wie is hierdie man Jesus? En as ek vanaand net vir 'n oomblik 'n kort CV of 'n resume van Jesus kan gee, wil ek dit gou vanaand gee. Ek het dit al gegee, ek gee dit vir jou weer. In chemistry, he turned water into wine. In biology, he was born without normal conception. In physics, he disapproved the law of gravity by ascending into heaven. In economics, he disapproved the law of diminishing, by feeding 5,000 men with 2 fishes and 5 loaves of bread. In medicine, he cured the sick and the blind without administering a single dose or drug. He had no servant, yet they called him master. He had no degree, yet they called him teacher. He had no medicine, yet they called him healer. He had no army, yet kings feared him. He won no military battle, yet he conquered the world. En nou vra hulle, wie is hierdie man? Die Bybel van Genesis tot Openbaring maak dit vir ons duidelik wie Jesus is. Wie is Jesus? Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die voorspraak by die Vader, die brood van die lewe, leidsman en volëinder van ons geloof. Hy is ons bruidegom, die hoeksteen, verlosser. Hy word genoem getrou en waaragtig. Hy is die goeie herder, groot hoëpriester, hoof bo alle dinge. Die groot ek is, Immanuel, regter, koning van die konings, lam van God, lig vir hierdie wêreld. Hy is die leeu uit die stam van Juda. Hy is ons middelaar, die Messias, ons hoop, ons vrede, ons rots, die weg, die waarheid, die lewe, die woord, die wynstok. Hy word genoem wonderbaar, sterke God, ewige Vader en vredevors. Dis wie Jesus is, my koning, my Here, my meester. Dis hierdie dag wat die Here gemaak het, nie net vir ons per toeval nie, maar dis Jesus wat in triomftog in Jerusalem het. Halleluja. Dis hier waar jy eintlik op die bank moet spring om te sê halleluja, dis my koning. Halleluja. Dis wie Jesus is. Dis wie Jesus is. Dis wie hierdie man was. Die gerugte rondom Jesus is versprei. Alles, Jesus se hele bediening, alles het opgeloop tot hierdie oomblik, tot hierdie dag. Dis nie net nog 'n dag nie. Dis nie net Palmsondag nie. Dis nie net nog 'n Paasfees nie. But something special about this. Dis wie Jesus vir ons is. En hier gebeur iets. Jesus kom in Betfage en hy wil in Jerusalem inry en die hele storie het afgespeel nou tot hierso. Die disippels kom, hulle bring uit 2 donkies daaraan
En Jesus klim op die filletjie, die jongste enetjie, en Jesus ry in Jerusalem in. En voordat hy in Jerusalem inry, gebeur daar iets. Wat Jesus verklaar het, sê iets. Wat verklaar Jesus? Toe Jesus sê, die Here, julle moet gaan, daai 2 donkies gaan losmaak. En as daai 2 donkies daar is, bring hulle nader. En as iemand jou iets vra, sê vir hulle, die Here het hulle nodig. Jesus verklaar iets moois. Hy sê, die Here, dis 'n verklaring om te maak. Die Here het hulle nodig. Sagaria se profesie kom in vervulling in een oomblik, toe hy sê die Here, dink gou hieroor, Johannes het dit geskryf, die hele skare het vir Jesus gevolg, as ook die skare wat by was, by Lazarus, wat uit die dood uit opgestaan het. Hulle was ook by gewees, so hulle moes tog geweet het, die woorde en die gerugte van Jesus, dat hy gesê het, hy gaan sterf en weer opstaan, moet 'n waarheid wees. Ek dink tussen daai Hosannas, moes daar een gewees het, wat gewonder het, en gesê het, hy sal sterf en weer opstaan ook. Ek wonder hoe dit moes wees in daai skare. Maar terwyl die skare daar is, het hy verklaar dat die Here het hom nodig. Ons het nou Sagaria 9 vers 9 gelees, waar hy gesê, die koning het hom nodig. Hy is my koning, hy is steeds my koning, en die koning van al die konings, die een voor wie ek buig elke dag, halleluja, I will bow before no other king, but the King of Kings, that is Jesus. Hy verklaar op hy Palmsondag, dat hy die koning is. Tweede ding wat Jesus gedoen het, daardie dag, hy het verklaar, wat Jesus doen, sê iets. 'n Profesie kom in vervulling daardie dag. Sagaria het ons nou gelees 9 vers 9. Het is maar interessant om te dink, dat Jesus het deur sy hele bediening, oral waar hy gegaan het hy geloop. Hier en daar op 'n boot gery. Ek kon nergens in die skrif iets anders te kry nie, behalwe hierdie dag in Jerusalem. Klim Jesus op 'n donkie se rug, en hy ry. Why? Toe hy op hy donkie se rug klim, something happened. Profesie kom in vervulling. Ek wonder hoe dit moes wees in die hemel. Toe Jesus op hy donkie se rug klim, profesie onmiddellik in vervulling. Die disippels, dit was so chaos rondom, hulle het nog steeds eers besef wat in die gang is. Hulle het lees later agtergekom, dat dit is so hier, dis hierso, dis hier wat die woord van praat. Derde ding wat gebeur, en laaste ding wat ek wil konsentreer, wat Jesus ontvang, sê iets. Wat het Jesus ontvang daardie dag? Jesus het, ek as lang vorentoe kom, dankie Kariska, Jesus ontvang palmtakke. Jesus het hulle het palmtakke afgesny en palmtakke neergegooi en hulle klere uitgetrek. Palmtakke spreek van iets. In die Joodse tradisie spreek palmtakke van die volgende. Dit spreek van blydskap, celebration of feesvieringe, asook God se voorsiening. Toe hulle daai palmtakke afsny op die grond gooi, toe weet hulle, dis uit blydskap uit wat hulle by mekaar is. Halleluja. Hulle het ook hulle klere uitgetrek en dit neergegooi voor die koning. En terwyl Jesus op die donkie se rug in Jerusalem inkom, skree hulle iets. Hosanna. Hulle skree uit, Hosanna! En net soos my kosbaar as ek daaroor dink. Baie mense sê, dink Hosanna beteken prys die Here. Dis nie wat dit beteken nie. Hosanna se betekenis is die volgende. Hosanna beteken, save now, of red ons nou. Dis nou die tyd. Dis nou die tyd. Dink gou hieroor na. Toe Jesus in Jerusalem inry op 'n donkie se rug. Toe hy het nie geword wat die mense wou gehad het hy moes wees nie. Toe gooi hy palmtakke neer. En toe Jesus word wat hulle nodig gehad het, toe kry hy 'n doringkroon. Toe kry hy 'n doringkroon. Palmtakke word neergegooi. En daai palmtakke wat er neergegooi is, daar's 'n mooi skrif in die Bybel wat sê, dis nog 'n psalm wat hulle gekwoteer het. Hulle kwoteer daardie dag Psalm 118 vers 25 wat sê, ag Here, gee ons tog heil. Ag Here, gee ons tog voorspoed.
Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Dis die Psalm wat hulle quoteer daardie dag. Die New King James sê nog mooier. Hy sê, save now. Dis wat Hosanna beteken. Save now. Red ons nou. Hosanna. I pray, O Lord, pray, send now prosperity. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. En hulle roep uit, Hosanna. Nou kan ek hierdie sê. Terwyl hulle Hosanna uitroep, dink hulle, nou is die tyd. Nou gaan ons die koninkryk neem. Nou gaan ons die Romeinse stelsel omvergooi. Nou is die tyd daarvoor. Jesus gaan die een wees. Ons gaan 'n nuwe regering kry. Ons onderdrukking is verby. It all stops here. En hulle roep uit Hosanna, Hosanna. Dit was so intensief dat hulle hierdie Hosanna uitgeroep het. Volgende Dok oor gepraat ook. Lukas 19 skryf Dr. Lukas en hy sê iets moois. Hy sê dat die Fariseërs het vir sy disippels gesê van, hey, die skare moenie dit skree nie. Bly stil. Hulle kan nie dit skree nie. En jy sê Jesus, as hulle dit nie gaan uitroep nie, sal die klippe dit uitroep. Die klippe sal skree, Hosanna. En Jesus kom en hy stap in Jerusalem en hy kom op haar donkie se rug en hulle skree, red my, red ons. En hulle agenda was op die nou. Maar Jesus se agenda was op die toekoms. Op dit wat kom. So hulle het eintlik gesê, red ons. En dis exactly wat Jesus vir ons kom doen het.